Vriende, dankie, dit is vir my 'n voorreg om die woord vandag met julle te kan deel. En ek het goeie terugvoer, positiewe terugvoer gekry oor laasweek se preek. En ek dink eintlik is dit so belangrik om oor hierdie tema te preek. En ek dink ons het dit in die verlede dalk bietjie afgeskeep. Wat ons moet besef dat werk, of ons dit nou wil erken of nie, 'n baie groot deel, dalk die grootste deel van ons lewe opmaak, van ons tyd vat. En daarom is dit wat een Sondag se boodskap sou wees, het nou verander in 'n 3 weke reeks. Ek bid regtig dat die Here na hierdie reeks jou anders sal laat dink oor jou werk en wat die Here daardeur ook wil en kan doen. So laasweek het ons begin met die vraag om te vra, hoe voel jy oor jou werk? So ek wil hê jy moet weer 'n oomblik daaroor dink. En dis nou nie om jou skuldig te laat voel oor laasweek nie, maar om net vir jou te vra, hoe voel jy oor jou werk? Want die realiteit is, vir 'n klomp mense is ons werk die ding wat ons doen om te oorleef. Vir 'n klomp mense is ons werk eintlik 'n straf. Maar ons het gesien dat God sê van die begin af was werk deel van sy plan. Die eerste manier hoe ek en jy God ontmoet in die Bybel is 'n God wat 'n skepper is. 'n God wat werk, bou. Ons het gelees dat hy sê 6 dae het hy gewerk, die 7de dag het hy gerus. Ons sien ook toe hy vir Adam maak, het hy vir Adam nie in 'n perfekte, voltooide stad gesit nie, hy het hom in 'n tuin gesit. 'n Tuin wat bewerk moet word. Die opdrag wat God vir Adam gee, bewerk hierdie tuin, pas hierdie tuin op. Ons het gesê die Hebreëse woord vir die woordjie bewerk, sien jy op die bord, is die woord avodah. En hierdie woord avodah beteken werk. Ons het gesê dit beteken diens, of diensbaarheid, en dit beteken aanbidding. En as jy nie die preek gekyk het nie, wil ek jou aanmoedig om dit te gaan kyk. Maar die Here sê vir Adam, jy moet my nie net deur aanbid, deur stilte, deur sang, deur gebed nie, jy moet my aanbid deur hoe jy werk, dit wat jy doen. Aanbidding gaan nie net oor wat jy doen nie, maar hoekom jy dit doen en vir wie jy dit doen. Kolossense 3 herinner ons, jy moet van harte werk soos vir die Here. So uiteindelik is jou werk vir die Here. En dit moet jou manier van dink oor werk totaal en al verander. My werk is 'n manier hoe ek God aanbid. Vandag, as ons so 'n bietjie verder gesels oor werk, dan dink ek is een van die grootste uitdagings in ons as mense lewe, is hoe om alles wat in ons lewe gebeur te probeer balanseer. Daar is soveel goed in my en jou lewe wat ons tyd en ons aandag vra. Ons moet so hard probeer om by alles uit te kom. Die balle te juggle. En ek het hierdie laaikas gedink om te gebruik as 'n baie goeie voorbeeld. Hierdie beeld van 'n laaikas verduidelik eintlik vir ons hoe ons lewe lyk. Net soos 'n laaikas wat hier by my staan, verskillende laaie het, en baie keer weet jy in jou eie huis en elke laai iets anders is, lyk my en jou lewe baie so. Daar's 'n klomp verskillende goed in ons lewe wat ons tyd, ons aandag vra. Daar is goed soos ons moet 'n laai hê vir ons kinders. Ons moet 'n laai natuurlik hê vir die Here. Ons moet 'n laai, natuurlik vir my werk. Ek het 'n laai vir finansies.
En ek het baie hard gesoek vir 'n laaikas wat alles wat in ons lewe is verteenwoordig, maar daar bestaan nie een nie. Maar daar's nog 'n vrou, daar's nog familie, daar's nog vriende, daar's nog werknemers, ek kan aangaan en aangaan en aangaan en aangaan. Maar hierdie is 'n praktiese voorbeeld om vir jou te sê, ons lewe lyk so. En ons almal het 'n klomp goed, maar ons kapasiteit is eintlik baie beperk. En daarom, omdat dit beperk is, moet ek en jy besluit wat uiteindelik vir my die belangrikste is. Want jy weet ook, die belangrikste goed kom baie keer natuurlik mos maar heel bo nie. Behalwe dit wat jy wil wegsteek, dit kom heel onder. En net so moet ek en jy in ons lewe goed prioritiseer. Sê, op hierdie stadium is my finansies vir my die belangrikste. En ons kan nou die mooi heilige Sondag dingetjie sê om te sê, nee, die Here is die belangrikste. Maar ons weet wat die realiteit is. En weet julle, al wat hierdie laaikas in my en jou lewe veroorsaak, is eintlik 'n klomp skuldgevoelens. Want ek voel die heeltyd skuldig dat ek nie by alles kan uitkom nie. Want ek besef, o liewe hemel, my kinders is nou heel onder, so ek moet 'n bietjie tyd aan my kinders spandeer. Maar dan voel ek skuldig omdat my werk agterraak. En dan wil ek weer meer tyd aan my werk spandeer, maar dan raak my gesindheid weer agter. Dan besef ek moet aan my finansies en dan is die Here nie regtig vir my belangrik nie. En al wat gebeur is, ons voel skuldig oor die volgorde wat in hierdie laaikas is. En dan kom jy nog Sondag kerk toe. Daai keer as jy nou lus voel om te kom. En dan sê die dominee vir jou, wat? Jy spandeer nie genoeg tyd by die Here nie. En dan besluit ek, weet jy wat, omdat ek nou nog skuldig voel daaroor, dan gaan ek liewer die kerk toe kom nie. Of ek sal kom wanneer my kind katedese het. Want ek het nou genoeg gehoor dat die Here nie belangrik is nie. En ongelukkig moet ek dit vir jou sê. Die Here moet 'n prioriteit in jou lewe wees. Daar is nie dalk nie, daar's nie miskien nie. Jesus sê self in Matteus 6, julle ken die teks so goed, soek eers die koninkryk van God. Met ander woorde, soek eerste die koninkryk van God. En ek weet, want ek hoor dit by soveel van julle, ek probeer om die Here die belangrikste te maak. Ek probeer om die Here 'n prioriteit te maak. Ons probeer regtig die Here heel bo sit. Die probleem hiermee is, dat ek en jy God probeer sit op een van ons lysies. Ek wil nou iets sê en jy mag nou nie geskok wees nie. Maar God wil nie eerste wees nie. Want die probleem is, as God eerste is daar altyd iets anders wat met hom gaan fight. Altyd iets wat gaan probeer om eerste te kom. Daar gaan partykeer in my lewe wees, dat ek 'n krisis by die werk het, wat nie kan wag nie. En dan, of ek dit nou wil hê of nie, dan gaan my werk ongelukkig eerste moet kom. En as jy nou soos ek is, en jy het 'n kleintjie in die huis, dan besef jy baie vinnig, dat dit nie so maklik is om die Here eerste te hou nie. Want as jou dogtertjie huil in die oggend, waar hy gewoonlik eerste ding by die Here was, kan jy nie nou vir jou dogtertjie sê, jy moet nou maar stil bly, God kom nou eerste nie. Ongelukkig op daai stadium en in daai tyd van my lewe gebeur dit. My kinders kom eerste. En so gaan dit ons hele lewe deur. 'n Nuwe seisoen bring nuwe verantwoordelikhede wat veroorsaak dat hierdie hele volgorde konstant besig is om te verander.
En al wat gebeur is, die Here skuif net al hoe af, en al hoe onder toe, en al hoe onder toe. En dan voel ek net skuldig, want die Here is nou nie meer eerste nie. So jy kan vir jouself sê, wat is op hierdie stadium in jou lewe, jou top prioriteit? Jou loopbaan, jou werk, is dit jou kinders? Is dit jou huwelik? Ek het dit nou gesê en ek wil dit weer sê. God was nooit bedoel om eerste in jou lewe te wees nie. God was nooit bedoel om die eerste laai in jou lewe te kry nie. God was bedoel om eintlik die hele laaikas te besit. Want wat ek en jy wil doen is, ons wil hom net 'n deeltjie gee. 'n plekkie op ons lys van elke dag. En ja, dit is belangrik. Jy moet tyd uitboek om die Here te spandeer, maar dis nie jou verhouding met die Here nie. Die Here is veronderstel, ons het gesing, Jesus be the center, om die middelpunt van my lewe te wees, om die hele laaikas te besit, en deel te wees van elke laai. Maak nie saak wat die volgorde mag wees nie. God wil nie net een kompartement of een laai besit nie. Hy wil hê jou hele lewe moet aan hom behoort. Die Here vra nie vir 'n rustige oggend waar alles perfek is en ek lekker Bybelstudie kan lees nie. Julle met kindertjies in die laerskool weet daar bestaan nie iets soos 'n rustige oggend nie. Maar raai wat, God wil ook deel van jou chaos wees. God wil ook deel wees as jy broodjies pak. Klere kies. Die mekaar oggende, die reis skool toe, en julle wat in Riebeekstad bly en se kinders in welkom in die skool is, het eintlik 'n groot blessing. Want jy het tyd waarvan God deel wil wees. Hy wil deel wees van jou klaskamer, van jou boerdery, van die hospitaal, die kantoor waar mense jou irriteer en kwaad maak, jou geduld toets, jou finansies. God wil deel wees, want Psalm 139 sê, daar's geen plek waar God nie is nie. Maak nie saak waantoe ek gaan nie, God is steeds daar. So wanneer jy ry skool toe, sit worship musiek aan en sing kliphard saam met jou kinders. As jou kinders uitklim by die skool, bid vir hulle. Voor jy 'n moeilike kliënt sien wat jy weet jou teen die mure uit gaan dryf, Here gee vir my wysheid. Here, ek weet nie wat om in hierdie kontrak te sit nie, Here, lei my. Paulus beskryf dit vir my so goed as hy sê in Kolossense 1 vers 16 tot 17, God het deur hom alles, all included, alles wat bestaan in hierdie wêreld, God het deur hom alles geskep. Raai wat, ook jou werk. Dit wat in die hemel en op die aarde is. Alles wat gesien kan word en nie gesien kan word nie. En as jy dink, dit sluit nie jou werk in nie, daar begin hy om te sê, konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders. Dis het baie nice woorde om te sê, jy wat die basis van jou eie besigheid, jy wat 'n ouer is, God het alles geskep. Alles is deur hom en vir hom geskep. Voor alles was hy daar en deur alles en deur hom bly alles in stand. Die Here is nie net deel van 'n sekere deel van my lewe nie. Hy is die
en eintlik deur wie my lewe veronderstel is om betekenis te kry. Hy kan nie net die eerste laai wees nie. Hy kan nie net die top op jou lys wees nie. Hy moet die lys wees. Hy wil deel wees van hoe jy ouer is, van jou huwelik, jou studies, jou finansies, jou rus, jou besluite. God wil deel wees van jou werk. En dit wat jy môre moet gaan doen. Raai wat, hy is eintlik klaar deel daarvan. Jy sien hom net nie. Jy let net nie op nie. Die ding is, ek en jy, en dis soos ons laasweek gesê het, ons besluit om die Here net in een van daai boksies te sit. God en my werk moenie meng nie, want hulle kan nie. Ja, hulle kan. Daarom dink ek, hierdie teks wat ons vandag gaan lees, is so belangrik. Hierdie verhaal moet, ek sê dit weer, dit moet die manier hoe jy oor jou werk ding verander. As dit nie doen nie, het jy nie geluister vandag nie. Ek wil begin voor ons dit lees om net 'n ou vraagie te vra. Weet jy, dis een ding, en glo jy dat Heilige Gees in elke oomblik by jou is? Ek hoop julle almal sê ja. Daar's 'n ou bekende liedjie, nou wil ek sommer net bietjie nostalgiese hartsnare trek, wat die volgende sê. Jy moet glo dat die Here met jou saamloop, dat sy Gees oral met jou sal gaan. Met ander woorde, die Gees van God is by my waar ook al ek is. Dit sluit jou werk in. Eksodus 31 lees ons van 'n man met die naam Besaliel. Kan ek gou vra, sal jy gou jou hand opsteek? Wie van julle ken die verhaal van Besaliel? Die naam? Enigiemand? 1, 2, 3, 4. Ouens. Ek sal reël, ons sal Bybel sê by die inligtingstoonbank en na die diens ek spot net. Besaliel is 'n ou klein karakter in die Bybel. Wat, soos julle nou agtergekom het, baie min van ons ken. Baie min mense weet wie hy regtig is. En tog is sy verhaal ongelooflik belangrik. Veral as ons dink aan ons werk. Eksodus 31. As jy jou Bybel het, wil ek hê, jy moet asseblief daar oopmaak en jy moet 'n boekmerkie daarin sit, sodat jy kan gaan lees van Besaliel, en ek dink Odahab of Orabat of iets net daarna, saam met hom in die verhaal, gaan lees dit asseblief. Eksodus 31, lees ek vir julle, dit sê, die Here het vir Moses gesê, kyk, ek het vir Besaliel uitgekies, hy is die seun van Uri, die seun van Gur uit die stam van Juda. Ek het hom toegerus met die Gees, sodat hy met vaardigheid, insig en verstand enige werk kan doen. Ontwerpe maak en dit in goud en brons en silwer uitwerk. Edelstene verwerk en dit monteer en houtwerk doen. Hy sal enige werk kan doen. Ek het hierdie teks vir jou opgesit in die 2020 vertaling, wat sê, ek het hom, dis nou Besaliel, met die Gees van God vervul, met wysheid, insig, kennis en met al die nodige vakmanskap.
So God sê vir Moses, ek wil hê jy moet 'n tabernakel bou. Hierdie tabernakel moet die plek wees waar ek die volk gaan ontmoet. Hierdie tabernakel moet dit hê en dit hê en dit hê, dit moet so lyk, dit moet so lyk, dit moet so lyk. Daar moet hout gekerf word, daar moet 'n ark wees en 'n tafel en. En dan sê God hierdie baie interessante ding. Ek gaan vir Basaliel, die seun van Uri, ek gaan hom vervul met my gees om raai wat te doen. Houtwerk. Besef julle dat hierdie die eerste keer is in die Ou Testament waar God eksplisiet sê, ek gaan iemand met my gees vervul. Ons lees nie dat hy dit gedoen het met Abraham of Adam of Moses of Aaron nie. Nee, ons lees dit ek sê nie hulle het nie die gees gehad nie, maar ons lees dit vir die heel eerste keer, Eksodus 31 vers 3. Ek gaan Basaliel vul om die houtwerk in die tabernakel te doen. En ek sê vir myself, Here, hoe kan dit wees? Want wanneer ek en jy dink aan die Heilige Gees, dan dink ons aan vuur en ons dink aan tale en ons dink aan al hierdie geestelike goed. Ons dink aan preek en bid en aanbidding en sang en geestelike gawes. En natuurlik is die Heilige Gees in dit als. Maar Eksodus 31 sê dat die Gees van God 'n man vul om vakmanskap te doen. En dit moet jou lewe vandag verander. Want dit beteken dat maak nie saak wat jou werk is nie. Jy gevul is met God se Gees om dit te kan doen. Ja, maar dis my harde werk, is my leer, is my dit. Eksodus 31, God vervul hom met sy Gees. Om hom die vermoë te gee, die vaardighede, die detail. En ek het dit nie voorberei in my preek nie, en toe ek gister besig is met die PowerPoint, het ek gewonder, wat beteken vervul? Dalk het die Gees net oor hom gekom en weggegaan en a verb meaning to fill, to be full, to be complete, to fulfill, to satisfy. Basaliel was tot oorlopends toe vol van die Gees om dit te doen. En ek wens ek kon eintlik vir julle 'n nader prentjie wys, want vandag sou dit maklik lyk met die gereedskap wat ons het. Glo my, in die Bybelse tyd was dit nie so maklik nie. En dit is waarvoor God hom vul. Om praktiese werk met sy hande te doen. Eksodus 31 sê, en dis vir my mooi dat die Here hom selfs die wysheid en die insig gee. Die Gees van God het in Basaliel se lewe sigbaar geword in sy kreatiwiteit, in sy werk. En nêrens daar staan draai of braai. Nêrens daar staan jy moet God ken, jy moet jou bekeer, dis die einde van die wêreld, niks van dit nie. Hy het sy werk gedoen wat God vir hom gevra het en sy beste daarin gesit. Jesus sê in Johannes 14 dat die Heilige Gees altyd by ons sal bly. Dit beteken, hy is nie net 'n besoeker wanneer ons kerk hou nie. Hy is teenwoordig in jou alledaagse lewe. Hy is nie net daar wanneer ons sing nie. Hy is daar wanneer jy besig is om 'n moeilike e-pos te tik. En toe ek hierdie tik, toe besef ek, julle tik mos nie meer moeilike e-posse nie. Jy vra nou net vir ChatGPT, dat hy dit vir jou tik, maar hy's daar as jy 'n moeilike kliënt moet sien. Hy's daar wanneer jy 'n kind moet leer, wanneer jy foute wat jy gemaak het moet regmaak, wanneer jy onder druk baie moeilike besluite moet neem. God is, hoor hierso, God is daar
wanneer jy doen wat jy net elke dag moet doen? Die vraag bly, sien ek hom raak? Maak ek hom deel? Vra ek, soos Besaliel, die nodige wysheid, kennis en insig? Of gaan ek maar net voort, want ek weet? Ek dink dis 'n gevaarlike plek in enige werk om te wees. Ek weet. Maar om altyd te sê, Here, maak nie saak wat ek moet doen nie. Ek het U nog steeds nodig. Die naam Besaliel in Hebreëus, en jy kan gerus, as jy 'n kind moet kry, om hierdie naam gee, want dit beteken in die skaduwee van God. En ek sê net vir myself, waar anders wil 'n ou wees? Die skaduwee van God. En dit gee hierdie eenvoudige verhaaltjie, eenvoudige man wat houtwerk doen, se verhaal soveel meer diepte. Want Besaliel het een belangrike ding besef, my werk en die Here bestaan nie apart van mekaar. Wanneer ek werk, dan werk ek in die skaduwee van God, naby hom. Dit was nie net 'n kompartement nie. En raai wat, Besaliel was nie op die verhoog soos Moses nie. Maar Moses se bediening sou nooit gewees het wat dit was, as dit nie vir hom was nie. Besaliel het die aanbiddingsplek van God met sy hande geskep. Daarom kon Moses God ontmoet. En net soos hierdie kerk vandag nie sou wees wat dit is, vir 'n klomp mense, wat daar agter 'n klankbord sit, of daar buite staan. Dalk moet jy vandag hoor, dalk voel jy jou werk is te eenvoudig om geestelik te wees, want jy preek nie, jy lei nie aanbidding nie, dalk werk jy nie eers met mense nie, dalk doen jy net papierwerk, admin of 'n rekenaar, dalk werk jy net met kos of finansies. Eksodus 31 sê, dat God jou met sy gees vervul, en dat dit jou werk moet waarde gee. Ons ken nie eers die naam Besaliel. Tog was dit in daardie tyd die ou wat agter die skerms vir die eerste keer wat ons daarvan lees, gevul word met God se gees. En as jy regtig tyd gaan vat in die Bybel, sal jy agterkom dat die meeste ouens het eenvoudige werke gehad. Adam het in die tuin gewerk, ou Abel was 'n veeboer, Noag was 'n bouer, Abraham het met vee gewerk en Jakob het geboer, Josef was 'n administrateur, Josef was 'n politieke leier, Moses was 'n skaapwagter, Rut het in die lande gewerk, Dawid was 'n musikant en 'n soldaat, Daniel was 'n stadsamptenaar, Petrus, Andreas, Jakobus, Johannes was vissermanne, Paulus was 'n tentmaker en laasweek het ons gesê Jesus was 'n timmerman. As jy ooit dink jou werk is te eenvoudig, onthou hierdie eenvoudige prentjie. Dan besef jy vandag dat God steeds jou vul in wat ook al jy doen met sy gees. En dat sy gees sigbaar werk deur jou, word deur jou eenvoudige werk. Deur dit wat jy bak, deur dit wat jy skryf, want jy werk vir God. Hy's in als van my lewe. Ek wil afsluit. Moenie jou werk losmaak van die Here nie. Moenie die Here nie net een laai gee waarvan jou werk 'n ander laai is. Gee vir hom die hele laaikas. Maak hom deel van elke deel van jou werk. Vra vir hom vir wysheid. Deel met hom as daar moeilike besluite is. Want hy's reeds daar. Geef hom jou Sondag en Maandag,
Jou aanbidding en jou administrasie. Geef hom jou gebede, maar ook jou besluite. Geef vir die Here jou hande, jou denke, jou vaardigheid, jou invloed, want draai wat, Heilige Gees het in elk geval daai vaardighede vir jou gegee. Dis nie per toeval dat jy kan doen wat jy doen nie. God se Gees het jou gevul om 'n besigheidseienaar te wees, om 'n bestuurder te wees, of om eenvoudig agter 'n til te werk. Deel met die Here. Maak soos Besaliel, die Gees deel daarvan. Kom ons bid. Here, ons dink baie keer dat vir ons werk om regtig saak te maak, dit een of ander heilige ding moet wees. Dat U van ons verwag om 'n klomp groot goed te doen. Om te evangeliseer en te preek en te bekeer en vandag hoor ons net weer, Here, U vra van ons om net gehoorsaam te wees in elke dag. Die vaardighede wat Heilige Gees vir ons gee, te gebruik. Ons beste te gee daarvoor. Help ons om nie ons werk en ons geestelike lewe apart van mekaar te sien nie. Maar dit maak nie saak wat ons werk is nie, Here, dit deel van ons roeping is. Deel is van hoekom ons vandag op aarde is. Help ons om ook so dan ons werk tot die beste van ons vermoë te doen. Ons eer U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Ek gaan vra dat